Goeiedag ouers en kinders. Ons gaan nou kyk na taaldinge, basisvorme, afleidings en samestellings. So kom ons begin met basisvorme en stamwoorde. Daardie twee is eintlik dieselfde ding, maar ek gaan gou vir julle net die twee definisies wys, maar dit kom baie op dieselfde idee neer. Basisvorm, dit is die kleinste betekenisvolle eenheid van 'n woord. Die kleinste betekenisvolle eenheid van 'n woord. So, as ons kyk na tafeltjie, die enigste gedeelte van daardie woord wat betekenis het, is tafel. Die kie, die TJIE, is die afleiding wat gemaak word deur die woord met die TJIE te verbind. So, hierdie gedeelte is die agtervoegseltjie. So, dit maak van dit 'n verkleining. Maar die basis, die kleinste betekenisvolste eenheid is die tafel. Dit is die basisvorm van daardie woord. En stamwoord, dit is 'n woord waarvan 'n ander woord afgelei word, soos byvoorbeeld, sien jy dink aan groter. Die stamwoord, dit kom oorspronklik vanaf die woord groot. Maar ons wil sê iets het gegroei, so ons wil sê dit het groter geword, want die stamwoord is groot. Goed, so kom ons kyk nou na afleidings. So wat interessant is om hierdie woord op te let, die woord word afgelei, maar met ander woorde, dan kry mens iets wat 'n mens afleidings noem in 'n woordvorm. So hierso het juffrou nou 3 verskillende dinge wat mens bymekaar sit en dan kry jy jou afleiding. So hier in die middel is jou stamwoord, okay? So dit kan of 'n voorvoegsel wees wat jy vooraan aanheg, of jy kan 'n agtervoegsel agter aanheg, of jy kan albei aanheg. So kom ons kyk watter tipe woorde kry ons dan. Julle sal sien, ek het hierso die eerste 2 voorbeelde is dieselfde woord, net om vir julle die verskil te wys. So die stamwoord is sing. Okay, onthou, stamwoord is die woord waarvan die afleiding afgelei word. So sing en dan sit hulle agtervoegsel ENDE by. So dit word singende. So mens kan praat van die singende papegaai of die singende meisie, maar die stamwoord was sing en hy het 'n agtervoegsel by gekry wat nou die afleiding vir jou gee. So hierso is die belangrike deel wat jy nou moet oplet. Wat is afleiding? Goed, so dan voorvoegsel, so sê nou maar ons het 'n GE of 'n G vooraan, gesing, dan is die afleiding gesing. So dit help om tyd aan te dui. So dit sal wees in die verlede tyd, die voël het gesing. En dan kan 'n mens 'n voorbeeld kry waar jy 'n stamwoord het en daar's 'n voorvoegsel en 'n agtervoegsel aangeheg. So ontbeende, en dan noem ons die woord 'n afleiding. So hierso singende, gesing en ontbeende is die afleiding. Goed, kom ons gaan aan. Samestelling is wanneer is 'n woord met meer as een stamwoord. So hierso het ons nie 'n afleiding nie, ons sit nie voorvoegsels of agtervoegsels aan nie. Ons verbind net 2 woorde wat 2 stamwoorde is. Soos byvoorbeeld bloed en rooi, hulle kan apart staan en betekenis hê. Bloed weet ons wat dit is en rooi weet ons dis 'n kleur. Maar as ons dit bymekaar sit, dan het ons 'n samestelling. Bloed, rooi. Huis en werk kan op hulle eie wees, maar ons kan hulle bymekaar sit, dan kry ons 'n samestelling, huiswerk. Net soos met hard en loop, dan kry ons hardloop as die samestelling. Goed, so jou huiswerk, dit was sommer 'n vinnige lesie. Jou huiswerk is bladsy 120 en 121 in jou TBE-boek. Lees sorgvuldig deur en beantwoord die volgende vrae in jou skryfboek. So hierdie vrae gaan juffrou vir julle aanstuur. Julle moet asseblief hierdie vrae beantwoord. Skryf die basisvorm van elk van die volgende woorde neer. Speler, strukture, verkoop, dorpie en vrede. So ek wil basisvorme van hulle hê. En dan skryf 5 afleidings vanuit die teks neer. So jy gelees mos nou die teks op bladsy 120 en 121 en dan haal jy vir my 5 afleidings uit en gaan haal ook vir my 5 samenstellings vanuit die teks. Goed, ek hoop jy het dit interessant gevind en dat jy 'n lekker dag verder het.